Vader, baie dankie dat U is pryswaardig. Dit is ons voorreg om U te aanbid in gees en waarheid. Dankie dat die woord sê dat die Vader soek diegene, nie uit gedwongenheid, nie geforseerdheid, maar hy soek diegene met 'n vrye wil, 'n vrye keuse, om God te loof en te prys. Want U is waardig. Daar's niemand soos U nie. U is 'n voortreffelike God, uitneemlik, gesog, en U is ons Vader. Dankie dat die trek van liefde en genade en versoening van U na ons is sterker as die trek van die vlees en van die vyand. Thank you that your pull on us is stronger than the enemy, and I bless you. Dankie vir die aanbidding, en ek sê vir U dankie vir die voorreg dat U in ons midde is, en U is so welkom, Heilige Gees. Ons gee al die eer, die lof en die aanbidding. Amen. Well done, excellent, guys, excellent. Nou, goeiemôre. Gaat dit goed? Mooi. So volgens 'n boodskap is, ruk jouself reg. Het iemand al dit gehoor al? Was dit al vir jou gesê al? Het jy vir iemand al gesê? Ruk jouself reg. Nou, in Job 38 vers 3, in die een vertaling, sê dit die volgende: Pull yourself together, Job, up on your feet, stand tall. Nadat hy teen God gemurmureer het, geklaar het, dat hy siek gehad het, sy vrou het gesê, vloek God en sterf, sy kinders is almal dood, sy vee is alles uitgewis, en dis wat God vir hom gesê, pull yourself together, Job, up on your feet, stand tall. In Afrikaans, ruk jouself reg, op jou voete, en staan sterk. Jy sien, as jy nie kan staan in die geloof, as 'n oorwinnaar nie, kan jy niks weerstaan nie. Kan jy ook nie iets teenstaan nie. God het ons die vermoë gegee, dat ons is die kop en nie die stert nie. Ons is meer as oorwinnaars in Christus. So ons gaan praat vandag oor Lukas hoofstuk 15, van 11 tot so 20. Daar was 'n sekere man. Nou, voor dit, in die vers, het die Bybel sê, en Jesus het hierdie gelykenis met die mense gedeel. Die doel van 'n gelykenis is dat die karakters in die gelykenis is aan God gelyke. Hy sê, in hierdie gesin was hy 'n pa. Hy het 2 seuns gehad, die ouwe een en die jong een. Wat 'n wonderlike familie. En die Bybel sê, en die jongste het vir sy pa gesê, gee my deel van die boedel nou. Ek wil dit nou hê. Eerder as om te wag dat pa moet sterf. Wat het hy eintlik vir sy pa gesê? Hy het gesê, pa, u is meer waardevol vir my nadat hy gedood is, as wat hy was lewendig. Weet jy hoeveel mense eis van hulle ouers om die boedel te gee voor die tyd? Die boedel is die ouers se bestaan, it's hulle lewensvatbaarheid, their livelihood. En ouers investeer geld in kinders, van hulle geboorte af, om hulle hupstoot eendag in die lewe te gee. So polisse word uitgeneem, dit word gedoen, dit word gedoen. En hierdie seun kon nie wag nie. Hy het gesê, gee my nou wat my toekom. Ek wil dit nou hê. Die gevaar van vroeg ryp, vroeg vrot is nie lekker nie. As jy iets nou eis, en jy is nie verantwoordelik, en jy is nie volwasse genoeg, om dit met eerbiedigheid en wysheid en eer aan God te doen, kan jy wat jy kry in 'n paar dae verloor. Geld is soos water. En as jy lek, kan gaan alles uit. Ek weet nie waar daai punt vandaan gekom het nie, maar die jongste seun, hy het meer waarde in sy pa gesien dood as lewend. Die oudste seun, wat
selfregverdig was. Hy het alles reg gedoen. Hy het op die plaas gebly. En toe die jong seun vir die pa sê, gee my nou die boedel wat my toekom, my gedeelte. Nou in Deuteronomy 21:17 sê die Bybel, die eerstegeborene van elke Jood se familie, die seun, kry dubbel porsie. Die ander kry dan hun porsie. Maar die oudste seun kry dubbel porsie. So die Bybel sê hierso dat die boedel van die pa was sy bestaan, sy lewensonderhoud en hy was die broodwinner. Sy pa het dit vir jare opgebou met die doel om vir sy twee seuns en hulle families eendag dit te gee sodat hulle kan 'n hip snoot kry in die hemel. Die lokval van gee my. Het jy al gehoor dat kinders dit vir hulle ou sê, gee my? Gee my nou, al het die ouers dit nie? Gee my, die lokval van gee my, die jongste seun verteenwoordig almal van ons, wat God se gawes, se seëninge en sy teenwoordigheid wil hê, maar ons wil nie God eer nie, ons wil hom nie aanbid nie, ons wil nie erken dat hy weet beter as ons. Sien, God sê, die gedagtes wat ek aangaande jou het, is gedagtes van voorspoed, nie teëspoed, van lewe nie dood, dat jy 'n hoopvolle toekoms mag hê. God se gedagtes vir elke persoon is positief, is bemoedigend, is opbouend, en dit maak jou nederig om te weet, dat dit wat God vir jou gegee het, het jy nie verdien nie, hy het dit gegee uit genade. Maar daar's 'n lokval, om net te gee. Om 'n kind wat 16 jaar oud is, hy is onverantwoordelik, hy is op dwelms en jy gaan koop hom die grootste motorfiets en dan sterf hy. Wie se skuld was dit? Was die pa se? Die kind was nie volwasse nie. Hy het geen opleiding gehad nie. Dan sê maar, Here, hoe kon jy gedoen het? Die lokval vir hom altyd net ja te sê. As die persoon nie volwasse is nie, kan dit 'n probleem word. Ons maak so, ons sê vir die Here, ek kort te werk nou. Ek het by Stevie ingestuur 2 keer, ek kry niks nie. Here, ek bid, ek hoor niks nie. Ek het nou 'n vrou nodig. Ek het nou 'n partner in die besigheid nodig. Gee my. Ek wil vir jou een ding vandag gaan leer. Dit is, hoor hierso, ek gaan nou vir jou sê. Die gevaar om ja te sê. Wat was die gevaar om ja te sê? Die vader wat jy sy jonge seun disrespekvol opgetree het. Gee my nou wat my toekom. Ek kan nie wag dat jy sterf nie. Ek wil my lewe nou geniet en ek wil dit geniet op 'n plek waar ek nie in Israel kan wees nie en ook nie in die huis nie, want die lewe wat ek nou verbeel, ek gaan nou die lewe so genotvol maak vir my. Ek gaan geen regulasies, ek gaan geen restrictions op my nie. Ek gaan nou wild leef. Ek gaan nou 'n loslid wees. Ek gaan losbandig lees. Ek gaan absoluut, I'm gonna live my life up now. Ek gaan doen wat ek nooit in Israel kan doen nie. Hoekom? Want in Israel is te veel wette en te veel reëls. In sy huis, 'n pa sou nie gesien geword het deur die samelewing. Die wette, Israel is vol wette. Net die 10 gebooie nie, 631 wette het die Jode die 10 gebooie omgesit. Hulle het dit waaragtig vermeerder. Hy het gesê, ek gaan nie hierdie lewe, wat ek myself indinkie, wat ek myself oorreed nie. Hy was soos 'n hen op 'n eie, en hy het sy gedagtes uitgebroei. Vetwede was 'n goeie illustrasie. 'n Hen lê in die eie, daar kom 'n hoender. Dit word uitgeroei. En ek wil sê, hierdie seun het vir 'n geruime tyd hierdie gedagtes gehad. Illusies. Hy het miskien gehoor van alle lande hoe daai mense hulle self geniet en hy het begin hierdie gedagtes uitbroei. 'n gedagte word 'n woord en 'n woord word 'n daad. 'n daad is sterker as 'n woord en 'n woord is sterker as 'n gedagte. Ek en jy het die voorreg
om gehoorsaam te wees en verantwoordelik te wees vir ons gedagtes, want gedagtes bepaal die rigting van jou lewe. Jou gedagtes bepaal die kwaliteit lewe dat jy graag wil hê. So hy broei hierdie goed uit. Hy het nie net wakker geword, gegaap en gesê, ek gaan nou losbandig, ek gaan uitspattiglik, ek gaan al my geld spandeer. En die Bybel sê, hy het dit op prostituie spandeer. In die Bybel staan dit so. Jy weet, as jy nou 1 miljoen gekry het, soos daai seun miskien, 1 miljoen, ja nee, ek het 2 miljoen gekry, omdat hy die oudste was. Weet jy hoe lang gaan 1 miljoen rand jou hou, as jy nie 'n bietjie gaan belê nie, 'n bietjie, geld moet geld maak, jy kan nie geld maak, he? Jy kan 'n salaris verdien. Vir jou om geld te maak, geld moet geld maak. Jy moet 'n rentmeester wees daaroor. Hy het gesê, ek gaan nou party, daar's geen beperkings nou, ek gaan nou hoog vlieg, ek gaan nou soveel vriende, is dit nie opmerklik, hoeveel vriende iemand het wat baie geld het? Solank jy drank by die huis het, en dit by die huis het, daai by huis het, en dit by die huis het, hulle is jou vriende, laat daai goed net opraak, raak bankrot, en waarskynlik, jou vriende het verdwyn, dis die wegraping. 'n vriend wat by jou baat, maar nie jou help om iets reg te doen nie, is nie 'n vriend nie. Wat is hy? 'n parasiet. 'n tik. Wat is 'n tik in Afrikaans? Nie 'n tik nie. 'n bosluis, there we go, bosluis. So, maar in ieder geval, julle verstaan nie waaroor ek preek nie, want nie van julle verstaan sulke goed nie. Nog nooit met julle gebeur nie. Ek was 'n bietjie sarkasties daar. Die gevaar om altyd ja te sê. Die skok was nie wat die jong seun van sy pa gevra het, gee my nou wat my toekom, ek kan nie wag dat hy sterf. Sy pa se respons op dit was die grootste gevaar om ja te sê, want hy het dit tussen hulle gedeel. 'n mens sou gedink het, die pa sou die jong seun ingeroep het, onervare, en sê, luister my seun, kom ons sit en praat. Met my ja se ervarings, dit is nie wysie, dit kan jou reuneer, dit kan jou spyt maak oor hierdie besluit, hierdie keuse wat jy maak. Ek wil jou graag waarsku, jy agterkom dat as iets in 'n jong persoon se kop inkom, niemand kry dit uit nie. Dit dryf hom soos enige iets. Sy pa kom gesê het, ek belet jou om uit my land uit te gaan. Ek belet jou om uit my huis te gaan. Maar sy pa het die gevaar van, ja my seun, hier is dit. Lang voor jou tyd, hier is dit. Wat het sy pa gedoen? Sy pa het hom die voorreg gegee om 'n vrye wil te hê, om te kies en 'n besluit te neem. As jy jou kinders net dwing, hulle gaan sien, daar's 'n oom wat lyk soos jy en hulle gaan intrek daar. Het jy al ooit probeer jou kinders iets maak sê, maak doen? Jy sal nie nou in my huis rook, jy sal nie, dan gaan hy toilet toe vir 'n uur, en dan kom jy dan brand weer, want iets brand, die gordyn brand. Het jy agterkom, kinders, tieners, vat die advies so maklik nie, veral as hulle vriende, eg is. Hulle wil vriendskap hê met vriende. So, kom ons begin gou. Hy het dit gegee. Sy pa het hom nie forceer om te bly nie, maar het hom toegelaat om sy vrye wil te beoefen. Kom ek vra jou 'n vraag, waar in die Bybel het die vrye wil vir die eerste keer ingekom? Deur God. Het jy geweet dat elke persoon wat gebore word deur die lewende God 'n vrye wil gegee om besluite en keuse te maak? God skep vir Adam en Eva, hy gee beide van hulle 'n wil wat vry is. Het jy geweet wat maak die verskil tussen diere en mense? Mense het 'n vrye wil om te kies. Dis 'n gawe. Maar dit moet verantwoordelik toegepas word. God sê vir Adam en Eva, julle kan van elke boom in hierdie tuin van Eden eet.
Maar as twee bome wat ek jou graag wil aan bekendstel. Die een in die middel is die boom van lewe. As jy daarvan eet, gaan jy in 'n geregtelike lewe altyd leef en jy gaan kinders voortbring wat geregtelik is. Maar as jy van hierdie boompie eet hierso, van goed en kwaad, gaan jy sterf. Wat geleef tot oor 900 jaar oud. Weet jy hoe lank het daai kinders gewag vir daai boedel? Jy sien, die duiwel kan niemand maak sondig nie. Hy kan ons tempteer, hy kan by ons sekere goed suggereer, hy kan 'n gedagte by jou, hy kan twyfel saai. Hulle het klaar die opdrag gehad. Kies een van die twee bome, maar God sê, ek raai jou aan hierdie een. Ek raai jou aan. Hierdie een, jy gaan sterf. Maar het die fisies sterf nie. Hulle het geestelik gesterf. En van daai sonde is elkeen van ons in sonde ontvang gebore, met die sondige vlees. Maar God het aan elke kind wat gebore is, 'n vrye wil gegee. Wat dan verantwoordelikheid, maar wat 'n vertroue wat God in jou het, om dit reg toe te pas. Jy sien, hy het nie daar, ewe skielik wakker word gehou, ek gaan nou so leef. Hy het dit uitgebroei. En later aan, jy word wat jy dink. Waar is daai skrifte? Wel, Adam en Eva het nie geluister nie. Die duiwel sê vir Eva, het God gesê, die moment jy oortuig is, dat daar 'n moontlikheid, dat God nie die waarheid gepraat het nie, en hy weerhou jou van die genot en die plesier van hierdie boom, wat die werke van die vlees is. Hierdie is die vrug van die gees. Die duiwel sê, het God gesê, daai twyfel, het hulle begin agter, was God opreg? Het hy dit bedoel? Moet ek dit ernstig opneem? Hierdie gevaar wat hy praat, is dit net 'n dreigement of is dit iets wat kan gebeur? Maar God lieg nie. Glad nie. So, sy begin twyfel, en die duiwel sê, as jy van hierdie vrug eet, hier is jou beloning. Eerstens, God weerhou jou van alles wat goed is. Hy weerhou jou van 'n wonderlike lewe, van leef soos jy wil. Hy sê, maar as jy van hierdie boom eet, van goed en kwaad, jy gaan soos God wees. Daar lieg hy, hoekom? Hulle was klaar in God se beeld geskape, nou moet hulle van 'n boom eet, en soos God lyk. Sien, die duiwel wil altyd jou oorreed, dat jy is nie wat God sê jy is nie, dat jy moet iets doen wat verkeerd is, om eintlik te wees hoe God is. Want hy wil God se naam sleg maak. So, die skok was nie dat die jong seun gevra het, die skok was sy respons op sy pa, vrye wil. En ek dink by myself, waar het hy hierdie gedagte vandaan gekry? Gaan gou Spreuke toe, of luister na Spreuke 23 vers 7. Soos 'n mens dink in sy hart, so is hy. Ons is 'n produk van ons denke. Ons denke begin ons gevoelens en ons emosies beïnvloed. So die gedagte beïnvloed die gedagte en die emosies, en dan word dit 'n daad. Nou sê die Bybel die volgende, in Spreuke 4 vers 23, bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan, want wat jy dink bepaal alles wat jy doen. Wat jy dink bepaal alles wat jy doen. Daarom sê, soos jy dink, so is jy. So wat wil hy God ons bedink? Ons moet bedink die gedagtes van God se woord. Ons gedagtes moet wees om hom te eer, hom te dank, en 'n lewe van absolute genot en plesier te wees, om vry te wees in die gees, maar nie om te sondig. Jy sien, 'n sondaar volgens sy natuur. 'n Christen sondig volgens sy keuses en sy besluit. Ons het nie meer 'n sondige natuur. As enige mens in Christus is, hy is 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygaan. Kyk, alles van ons is nuut. Sê vir jou langs jou nuwe sixpence. Jy sien, daar's te veel Christene wat nog steeds hierdie twak praat elke dag. Ek's 'n arme sondaar. Wel, as jy in die bloed van Jesus gewas is, jou naam is in die boek van die lewe, jou naam is in sy handpalm gegraveer, hy kan nie van jou ontslae raak nie. Maar om te sê, ek's 'n arme sondaar, wel, dan het jy nog nie werklik tot bekering gekom nie. Dan was jy godsdienst met 'n torchlight, as die battery uitgaan, is dit ook nag. Maar die moment God jou red, jy in sy lig sien ons lig. Ons is die lig van die wêreld.
En ons is nie op 'n battery nie. Dis is op my noot in die maar ek geniet my gate uit. Jy sien, Matteus 9 vers 4. Jesus kom daar en daar's 'n klein mannetjie, hy's so klein, hy kan nie God sien nie, so hy gaan in 'n boom in om hoogte te kry. As jy kort is, vind 'n hoogte. En daar sit ou Saggeus. En die Here kom reg onder hom en sê, "Hey Saggeus, kom gou af. Vandag moet ek by jou huis kom tyd met jou spandeer." Weet wat ek van God hou, hy doen huisbesoek. Al wat jy moet doen, jy moet jouself in 'n gunstige posisie plaas om te hom wil sien. Om hom te sien is om hom te beleef. Om hom te beleef is om te ervaar. Om hom te ervaar is om te kom agter. Dis Aitjie na sy faitjie. Ja, ek love it. Dan sê die Bybel ook, en toe hy daar kom, toe kom al hierdie skynheilige priesters, toe kom al die fariseërs wat net dink hulle is regverdig, want hulle hou die wet, hulle doen alles reg, en hulle skel Jesus uit sê, wat maak jy hier? Hoe kan jy tussen tollenaars en sondaars wees? Jy sien, hulle was nou soos die oudste seun, doen alles reg, maar geniet niks nie. Die ander seun doen alles verkeerd en hy geniet dit. Maar genot het ook 'n tydvak daaraan. Daar kom dit aan. Goed, kom ons maak gou. Waar in die Bybel het God gesê, kan ek jou bewys dat God vir jou 'n besluit gegee het. Jy het 'n vrye keuse. Josua 24, 14 en 15. Eer nou die Here jou God en aanbid hom met 'n volle oorgawe en met getrouheid. Laat vaar die gode wat julle voorouers aan die ander kant die Efrat rivier gedoen het en in Egipte waar julle gewoon het 400 jaar gedoen het, dien God. Vers 25. As julle nie die Here wil aanbid nie, nou daar's 'n opsie. God forceer niemand om hom te aanbid nie. God forceer niemand die Bybel te lees nie. God forceer niemand om geld te gee vir die kerk. God forceer niks nie. Niks nie. Hy gee jou 'n vrye keuse. Hy sê, as julle nie die Here wil aanbid nie, dis 'n keuse, moet julle vandag vir julle self besluit wie julle dag wil aanbid. Is dit die God van die voorvaders van ons ouers aan die kant die rivier, of die Amorite waar ons nou in woon? Maar vir my en my huisgesin, ek sal die Here aanbid. En Josua het in die beloofde land ingegaan. En almal het saam gegaan. 1 Konings 18, 21, 22. Elia staan voor al die Jode. En daar is soveel honderde Baalpriesters. En Elia sê vir die Jode, luister nou. As God is, dien hom. As Baal God is, dien hom. Maar moenie lange op twee gedagtes hunker nie. In plain Afrikaans, moenie 'n draadsitter wees nie. Dit is ongemaklik. Yes, ek like Afrikaans. Nee. In Engels, alles is perfek. Maar in Afrikaans, jy kan die woordeskat uitbrei vir as jy Engels is. Maar in elk geval, ek geniet my werk hierso. So God sê ook, as jy my nie wil dien nie, moenie my dien nie. As jy Baal wil dien, maar sien, mense is geskape om te dien. Afgode, sterre, alles. God created us as children to worship, to honor, to love. Om so een met hom te wees. Om met hom te wees met 'n skoon gewete, 'n rein hart en goeie gedagtes. Is dit moontlik? Natuurlik is dit moontlik. Alles is moontlik by God. Die Vader verteenwoordig sy Vader nou as 'n gelykenis. Verteenwoordig God as Vader. God sal toelaat dat as ek en jy 'n vrye wil maak om 'n keuse te maak om dit uit te oefen as 'n lewenstyl te doen, al weet ons, al is ons gewaarsku, al het ons pa met ons gepraat, al het mense met jou gepraat, en jy sê, ek gaan doen wat ek wil hê. Ek het 'n vrye keuse, ja, jy het. God sal jou nie stop nie. Want hy weet, langs die pad, kom teleurstellings, misery, don't know wat misery in Afrikaans is nie. Kom harde tye, kom bankrotskap,
kom siekte, kom dit. En daar's iets omtrent desperaat, wat God se genade aanraak, dat as jy desperaat genoeg gaan, dan is God vir jou ook in daai oomblik noodsaaklik. Hoekom moet ons deur al dit gaan? Al dit gaan, om by God uit te kom. Nee? So, vat jou goed en trek Ferreira. Dis nou net my Afrikaans vir my hoofde, né? 'n paar dae later die jong seun alles gevat wat sy pa hom gegee het, hy het dit omsit in geld en hy het na 'n ver land toe gegaan. Hoekom 'n ver land? Want hy kon nooit hierdie lewenswyse in Israel. Hoekom? Almal sou hom oordeel. No one loves to be judged. No one loves to be made a fool of and to be shamed of. So hy sê, as ek hier kan leef, hier gaan ek daar so leef. Hier gaan die werk, hier is ons net wette. Hier so, amper soos kieswette, né? My van. Nee, hy gaan, ek is heel van die punt af, daar gaan hulle. So hy gaan na 'n ver land, die Bybel sê, en hy spandeer en hy verkoos al sy geld. Verkoos al sy geld. Hy het niks meer nie. Dit beteken tot daai punt, baie vriende gehad, alles. Toe alles weg is, hulle ook weg. Nou is hy in 'n dilemma. Nou moet hy ewe skielik goeie keuses en goeie besluite maak. En as jy gewoond is om verkeerde besluite te maak, is dit nie maklik om 'n goeie besluit te maak nie. Want jou geheue gaan jou aankla. Jy is so gewoond in hierdie negatiewe groef, hoekom wil jy uitgaan? Maar soms, wanneer die omstandighede lei ons na 'n pad wat op die einde van ons is, weet jy hoeveel mense neem hulle eie lewe? Skatryk mense, goeie mense. Verkeerde besluite vir al die geld verloor, hulle het hulle vrou, ander vrou gekry, dit verloor, kinders verloor, en wanneer 'n persoon tot die einde van homself kom, dat hy nie weer kan herstel word, baie van hulle neem hulle eie lewe. Hoekom? Hulle kan nie meer die skaamte, hulle kan nie meer die pyn, kan nie meer die dood is nie 'n uitkoms nie. Dit is nie. Want daarna kan jy nie weer besluite maak nie. So God sê vir hom, hy laat hom toe, en hy gaan daar. So 'n paar dae later gaan hy, en hy gaan na die ver land toe. Sonde sal jou altyd beloftes maak, maar hy kan dit nooit nakom nie. God maak jou 'n belofte en hy kom dit na. Die Bybel sê, maak nie saak hoeveel beloftes daarvan God is nie. Almal van hulle is ja en amen in Jesus Christus. Bless God. Satan is not a good rewarder. Hy kan jou net beloon met sy natuur en met sy karakter. God beloon jou met sy natuur en sy karakter. En dit is net voordelig, en nie is nadelig. So, hy sit in sak en as. Ek hou daarvan. Maar voor dit, 2 Timoteus 2:26, dan sal hulle tot hulle sinne kom. En nou God sê, as jy ver genoeg in sonde afgaan, gaan jy agterkom, dat jy kan nie onafhanklik van God leef nie, is nie wys nie, maar om team met hom te leef. So, 2 Timoteus 2:26, dan sal hy tot hulle sinne kom. Wat beteken hy tot sy sinne kom? Hy sal weer goeie besluite en 'n keuse maak. Hy sal homself weer vind. Want wat hy was by sy pa en wat hy nou was by hierdie klomp mense, soek so op. Ewe skielik, hy vergeet wie hy is, hy weet nie wat hy is nie, hy weet nie wat om te doen nie. Tot as hulle by hulle sinne kom en uit die duiwel se struik ontsnap, want hulle word deur die duiwel gevangene behou om sy wil te doen. Die Bybel sê, God maak ons ook 'n gevangene. Het jy dit geweet in die Bybel? Hosea sê, God het ons 'n gevangene gemaak van hoop. Van hoop. En wanneer daai jong seun op die einde van homself gekom het, was dit nie die einde van sy lot nie. Want baie keer as jy op die einde van jouself kom, maak God 'n nuwe hoofstuk oop in die boek van die lewe vir jou. Die einde is nie die einde by God nie. Dis weer net 'n kans om jou te loods, om weer oor te begin. Maar reg oor te begin. Wie het nou nodig om weer oor te begin met iets in die lewe? Wel, God sê, gee dit vir jou. Maar hanteer dit goed. So, teen die tyd dat hy sy geld alles verspandeer het, het 'n groot hongersnood in die land gekom. Is dit nie merkwaardig as die goed sleg gaan? Dan gaan dit baie sleg. Nou het hy nie meer geld nie meer vriende nie, niks nie.
Hy berou seker wat hy gedoen, maar hy kan niks aan jou doen nie. Ewe skielik het hy nie hongersnood alleen beleef nie, net nie hy alleen bankrot toe gaan nie, nou kom daar hongersnood oor die hele land. Die hongersnood van die land was nie sy te doen nie, maar sy eie verlies en sy eie hongersnood was sy eie te doen. Ons is wat ons dink. En dan sê die Bybel, die hongersnood was baie daar en almal het dan soep geleef. Ja, somtyds wag die Here vir 'n persoon sodat jy tot die einde van jouself kom, totaal bankrotskap. Bo-op dit was daar nou 'n landswye hongersnood. Wees versigtig met wie jy 'n pad loop. Wees versigtig, kies jou vriende mooi. So die Bybel sê, en hy kom tot die einde van homself, en hy gaan en hy verbind hom aan 'n citizen. Wat is 'n citizen in Afrikaans? As julle ook nie weet, voel ek glad nie sleg nie. 'n burger, dankie, 'n burger. Ek nou ook honger. Burger. Hy gaan sluit homself aan by 'n naamlose burger. Met 'n verwagting. En hierdie burger stuur hom na sy plaas toe om in die varkpen sy varke op te pas. Hy was 'n Jood. Dis die laagste skaamte, die laagste slegste ding wat met 'n Jood kan ooit gebeur, omdat God het gesê in Levitikus 12:1, 'n vark is 'n onrein dier. Dus ek kom die Afrikaans sê, daai maak 'n vark van homself. Ek het gesê daai maak 'n bees van homself, hy maak 'n kameel van homself, verstaan jy? Daar's 2 knoppe. Nou, verstaan jy? Het jy al met 'n kameel gery? Dis pret. Jy moet net vashou. Jy moet waaragtig vashou. Ek het een gery in Egipte. Ek trek daai ding, toe daai ding se mond, hy lippe so, hy gaan oor jou, hy gee 'n wash, verstaan jy? Soos jy vat jou car wash. Daai ding se lippe, yes, dis alles, sê is lekker. Maar hy kyk vir my en hy lippe gaan so. Ek weet nie meer waar om te draai nie, verstaan? Hy kyk vir my, ek dink ons gaan nou in treurad gaan. It was fun. Maar 2 ouens wat kon ry, het agterkameel, hierdie ou net gery. Toe vang hulle dit en self ek het nooit weer op 'n kameel gegaan nie. Nee, hoekom 'n donkie? Dis stadig, jy kan afval, jy kry nie seën nie. Ag, julle vang niks nie. Wees versigtig. So hy laat hom nou die teenoorgestelde van sy identiteit, sy karakter, sy waarde. Nou die Bybel sê dit was so honger dat hy begeer het om die pele van die kos van die vrede. The original, the English and the Greek says he desired the husks. Do you know the husk and you got a kernel? The husk has got no nutritional value, but it's good for fiber. Ag, julle vang. Dis smaakloos, maar dit werk 'n bietjie die. Alright? Maar kos smaak goed, né? Julle, en kos word geabsorbeer. Okay, dis nie nou daai les nie. En hy is daar. Dan sê die Bybel, oh my goodness, hy het by hom aangesluit. Daai Griekse woord vir aangesluit beteken, hy het hom vasgegom. Ja, I love that. Hy het hom so verbind aan hierdie ou, maar hom losgemaak het van sy vader. Hoeveel keer verbind ons onsself aan sonde en ons maak ons los van ons vader, van God se beginsels, van God se woord. Ons word 'n los lidkind. Nou sê die Bybel hier, die ding wat mooi. Jesus is daar so, en daar's 2000 varke daar, en daar's 'n groot 'n lijk. En die Bybel sê, en die demone kom na Jesus toe en sê, asseblief, moet ons nie uit die streek van die land uitgaan nie. Stuur ons in die varke. En Jesus sê ja. Toe gaan hulle die varke, al 2000 gaan en versuip. Nergens in die Bybel stuur God demone in mense. Hy dryf hulle uit mense. God is nie verantwoordelik vir die toestand van jou lewe, want dit kom nie van hom nie. Maar jy het 'n vrye keuse en 'n vrye besluit om 'n besluit te maak. En sy genade wag vir jou om terug te kom. God se genade is vinniger as die punishment of sin. God se greep op jou sterker as die greep van die vlees in die wêreld.
Nee, ons moet nou moet God loop, nou moet God loop. So, jep. Daar's altyd 'n beter opsie. As jy op jou einde kom, tot jou sinne kom, dan kan jy weer 'n toekoms kry. Nou, wat wonderlik hier is, sy sê dit met homself begin praat. Weet jy dat ons praat met almal, maar ons praat nie baie met onsself nie. Tensy jy jouself uit jou uitskel, jouself vrot maak, jouself vooroordeel. Nee. Praat met jou goed, want jy leef met jou. Praat goed met jou. As jy iets reg doen, sê Here, dankie dat jy my vermoë gegee het, en dan prys jouself. Come on. Moenie altyd afbreekend oor jouself praat nie. So hierso sê dit hierso baie goed vir my. Hy sit daar sonder gesinnas ingebred en hy's totaal, hy lyk soos 'n vark, hy praat al soos 'n vark. En ewe skielik, kaboe, wat sê daar val 'n gedagte. God weet wanneer jy ryp is om weer terug huis toe te kom. 'n Gedagte kom. En die gedagte was, ek sal opstaan. Wow! Hy het sy wil geoefen. Wat het hy geoefen? Sy vrye keuse. Hy het sy vrye wil gekeus wat die duiwel nie van jou kan vat nie. Maar jy kan dit van jouself ontneem. Hy sê daar, hy kom agter. Dit kan nie slegter gaan. Die land is nou besig om te vrek, alles vrek. Ek wil uit hierdie situasie kom. Ewe skielik kom agter. Ek moet ophou fokus op my wat ek verkeerd gedoen. Ek moet nou myself fokus. Nie op Israel nie, maar op my pa. Wanneer jy so ver van God dryf, moenie probeer iets regmaak nie, moenie verskonings maak nie, fokus op God. As jy na hom toe kom, die besigheid kom weer reg, die verhoudings kom weer reg, die finansies kom weer reg. Want elke goeie en perfekte gawe daal neer van God van ligte, wat dit moet uitspatte gelyk vir jou gee. God wil jou gee, sodat jy dit kan benut en vir ander kan ook versprei. Bless God, man. So, ons het 10 minute. Het jy iets gekry sover? Nee? So jy sit daar, wat 'n seun is ek? Die een wat kon nie wag om sleg te lewe, die ander een wat gevrek het daarvan selfregverdigheid, dat hy ook nie dit geniet het nie. Nee? Maar albei 'n goeie pa gehad. So, hy sê, ek gaan opstaan. Daai besluit is wat God oorgeneem het in sy lewe. Hoor wat ek jou sê. Toe hy sê, ek gaan opstaan, ek gaan teen die hemel my sondes bely en teen my pa. Waarvoor staan die hemel? God. Jy sien, jy moet eers soontoe regmaak, voordat jy soontoe regmaak met mense. In ander woorde, hierdie paal en daai paal is die kruis. Dis waar versoening is. Dit is waar herstel is. Dis waar restaurasie plaasvind. Maar hy het sy eie vrye keuse. Waar hy daar misbruik het, nou gebruik hy dit. Toe hy dit een keer sê, ek gaan opstaan. Jy moet vir jouself sê wat jy wil doen. Jy moet in lyn kom met jou gedagte, jou wens, jou versoek. Jy moet jouself oortuig, ek kan dit doen. Hoekom? Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Jy kan enigiets doen deur hom. So hy gesê, ek gaan opstaan. En ek gaan na my Vader toe. En ek gaan sê, so hy het 'n voorbereide belydenis beoefen. Nou kom hy sy pa toe, I love that, kom by sy pa, die Bybel sê sy pa, kyk van 'n groot afstand, sien hy hier kom hy, dat hy hom herken het as 'n seun, as 'n vark, is amazing, pa se sig, né? God kyk dwars deur ons foute, dwars deur ons sonde, en hy sien iemand waarvoor hy gesterf het, en hy sien dit raak. Ons God verlustig nie in ons, wanneer ons eie vyand is. God verlustig ons dan, wanneer ons in hom verlustig. Om 'n rein gewete te hê, is beter om 'n skelm te wees. Om goeie beginsels te hê, is baie beter om net rond te val. Want soos die pa en die ma, so word die kinders. So word jou vriende. Wees versigtig met wie jy jou assosieer. Né? Ek wil sê nou, gaan stap met die Bybel onder jou arm, dit gaan niks goed doen nie. Maar mense kyk na jou en hulle beny wat jou het, maar hulle wil nie die prys betaal om dit te hê nie. Daar's 'n prys om God te eer. Daar's 'n prys om gehoorsaam te wees aan God.
maar is die moeite werd. So, kom ons maar klaar. Hy praat vir homself, nou is hy daar. Hy kom, die Bybel sê, toe sy pa hom sien, toe hol die pa na hom toe. Nou, in die Joodse kultuur, elke pa het 'n lang robe, amper seker loslid jas, dit is my Afrikaans, 'n kleed, tot hierso, nee, tot daaronder. Dit is ondenkbaar in Israel, vir 'n pa om na 'n seun wat oor die tou getrap het, na toe te hardloop. Die mense het gesê, skaam jou. Jou kind het jou klaar geskaam. Maar hy hardloop na die seun toe. Nie loop nie. Nie stuur 2 slawe om te gaan haal nie. Hy hardloop, hoekom? Want hy het vir hoeveel dae daar gestaan met die verwagting. Het is net 'n kwessie van tyd. En jou hart sal weer na my te draai. En hy gee nie om hoe ver jy sondig nie. God kyk elke dag na jou en sê, dis nog 'n nagdade. Sy pa gryp hom, nee. Sy pa het nie gesê, ek gaan na die washmachine of gaan daar car wash doen, nee. Sy pa vat hom in al die veiligheid. Jy sien, jou veiligheid kan nie God beveil nie. Jou sonde kan God nie besmet nie. You understand me? Daar's 'n immuniteit in hom. Hy's heilig. En dan is hy veilig. Sy pa hardloop, soen hom op die nek, soen hom. Daai woord soen in die Griekse taal beteken herhaaldelik, herhaaldelik, herhaaldelik. Hoekom? Want daai soen was die beginning van versoening. God has to kiss you before he restores you. Dat staan in die Bybel, kus die seun, anders word hy. Maar jy kan God kus. Judas het hom gekus, as 'n verraaier deur aanbidding. Maar Maria wat sy voete gewas het, het sy voete gesoen. Engelsman, waar kan ek God soen? Het jy geweet that the word worship in Greek is proskonia? Do you know what it means? Die stamwoord, om te soen. So when you worshiping God, you're kissing him. Ek doen dit my kar baie. Elke dag kom 'n vrou verby, waai sy vir nog, oh Lord Jesus, ja. Nee, ek het nie geweet, jy lyk nou so nie. Nee. Folks, you understand, it's not difficult. Dis nie wette. 'n intieme verhouding met God. Hier's 'n soenery aan die gang, versoening. It's beautiful. Die pa se soen het gelei na versoening tussen hom en sy seun. That's all God says. Hy sê, ek gaan opstaan. Die volgende vers is, hy het gesê, en hy het toe opgestaan na sy vader. So sy gedagte het 'n woord geword, die woord het 'n daad geword. Wat was die respons van die vader? Hy het gewag vir dit. En sy vader sê vir die slawe, hey boys, bring die beste kleed, bring 'n seelring vir sy hand, bring hom sloffies, sandale, sê die Bybel, sandale. Hoekom? Slawe het net kalfvoet rondgeloop. Mense in die huis het skoene gehad, sandale. Ek wens ek het tyd gehad met jou. Sy pa sê nie gaan was hom nie, hy gaan kry die beste kleed en sit dit om sy seun. En sy kleed van geregtigheid is die kleed van genade. Jesus, die Bybel sê in Romeine 13:4, bekleed julle met die Here Jesus Christus, die kleed van geregtigheid. Come on! In ander woorde, jy het 'n ingeboude teenwoordigheid van God, wat 'n immuniteit is teen sonde. You understand me? Ja, maar ek sonde, die lewe maak my so. No, you choose to sin. But you also choose to come back to God. Sit hierdie kleed aan. Sy seun het begin met, gee my. Toe hy na sy pa toe gaan, moet hierdie beoefende belydenis, het hy gesê, Vader, ek is nie meer werd om 'n seun van u te wees. Maak my 'n slaaf soos jou slawe, want jou slawe het oorgenoeg in oorvloed se kos, waar ek gevrek het van die honger. Wat het hy gesê? Moenie my meer 'n seun noem nie. Maak my 'n slaaf. Daar het hy van sy pekkie afgeklim en hy het begin nou nederig word. Hy het weer begin mens word. Are you understanding me? Maar voor hy daai sin vir sy pa kon sê, voor dit, want hy het dit nie vir sy pa, hy het gesê toe hy nog die varkpeng was, maar toe by die pa kom en hy wil daai sin sê, ek's nie werd, het sy vader oorgeneem en sy vader toe vir hom gesê.
wat gesê? Bring die kleed, bring die seël. Die seël was gesag en autoriteit. Die seël in daai was dat al die transaksies was op klei goedjies gemaak. Dan vat hy en hy sit dit dan. He says, now I restore you back to my kingdom, I restore you back, en jou boedel begin weer groei. En nou kan jy kontrakte in my naam, want die vertroue in jou is herstel. Are you understanding me? When God sees that we want to come back to Him, He trusts us with His blessings, He trusts us with His power, He trusts us with His authority, en die Bijbel sê, trek aan die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie. Are you with me? Laaste 2 minute wat ek het. Eers ek geniet my gate uit. En ek het nog 6 bladsye. Ja, dis genoeg. My voorbeeld. Bertus kan dit opsit. Vanaf ek van 18 jaar oud is, dat ek God dien. Ek preek van ek 18 jaar oud is. Net in 21 jaar het ek 400 dienste jaar gehad in NG Kerk in die land. Apart van al die ander. Ek het nog nooit 'n ander boek gelees nie, ek lees net die Bybel. Engelsman, jy's kort. Nee, ek is waarheid wakker en waarheid oop. Die potensiaal van God se woord is baie beter as enige ander persoon 'n boek skryf wat sê 10 ways to restore your marriage, 10 ways. No, just come back to God and say sorry. That's it. 10 minute. Wat appel as jy hakkel, jy gaan nooit by 10 uitkom nie. As jy dysleksie ek 1, ek skiep 2. Nee. Just come back to God and say I'm sorry. En word versoen met ons. Not difficult. So, 'n paar maande gelede, tydens 'n ongelooflike stresvolle situasie in my lewe, het ek al my toys uit die kot gegooi. Julle sal dit verstaan, net Engelse doen dit. Julle gooi nie julle snert uit julle wiggie uit. Dit klink so oulik, né? Maar jou toys uit jou kot. Nee, daar het jy jou kop verloor, verstaan jy? En ek het al my toys uit. Daarna het ek onmiddellik geweet ek moet nou tyd met God spandeer. Toe gaan ek in 'n kamer op die einde van ons huis en ek val op my aangesig en ek sê, Lord, my emotions, my feelings, everything is so mingled and mashed. I don't know what to say. What do you want to tell me? En net daar geef my daai vers in Job 38 vers 3. Omdat ek die Bybel net lees al die tyd. Het is maklik vir God om my vers te bring, want as dit in jou is, kan dit weer herroep word. Maar as dit nie in jou is nie, jy moet dit by iemand anders te kry. Verstaan jy? And he said, pull yourself together. He said, son, pull yourself together. And I repented and I did. En draai wat gebeur. Daarna in my gebed het ek voor en ek sê, en die Here het my gesê, pull yourself together. In ander woorde, ruk jouself reg, staan op jou voete en staan sterk. And I did. Staan op die fondasie van die woord Jesus Christus. Ek moes my emosies en my gevoelens en my woorde weer stabiel kry. Net voor dit gaan koop ek 'n plant vir my vrou. Ek is gaande oor plante. Toe ek by my pa was, het hy het gesê hy gaan sterf binne 'n week of 2, hy gaan koop hy 'n orgidee en hy sê hierdie plant gaan langer blom as wat ek sterk toe gaan sterf. Toe vra ons die Here, sal jy asseblief pas ek as matriek. I said, Lord, to be without a father after matriek, I need to know a lot of stuff. Please help me. En die Here het my pa my teruggegee. Die Here het aan my pa verskyn. Hy's genees vir 17 jaar, ek my pa beste vriende geword. Jy kan God goed vra, maar hy besluit die wanneer en die hoe. Bless God. So, ek gaan koop 'n plant. Ek koop plante al die tyd. Maar ek koop 'n spesifieke plant. Waar is die een? Daar, ek koop hom. Groenigheid is lewe. Jy sien, daai seun het weggetrek, maar hy het oortuig, hy was Afrikaans. Hy het gesê, aan die ander kant in daai land waar ek so gaan leef, die gras is beter daar as hier. Nee, hy het vergeet, dat is net 'n septiese tank daar. Gras is gras, maar maak nie saak waar gaan nie. Sê ek from, ek gaan koop 'n plant en draai wat op die etiket van daai plant genoem, 'n praying plant. Haai julle, 'n bidplant. Not Bitcoin, bidplant. Nee? En ek gee dit vir my vrou. I said, Ravi, I want to give you this plant. Nie wetend nie, nee? Maar as Aggie kom, dan ruk hy plant homself reg. Next picture. Nee.
That's why it's called a praying plant. So nou, van daai tyd af, as my vrou sien ek sukkel en ek wil my toys weer in my hande kry, tel sy die plant op en bring dit na my toe en sê, hierso. Oh, die plant ruk homself reg elke dag. So kan ek en jy met ons lewe doen. Baie dankie.